Goeiedag almal en baie welkom by hierdie Sondag aand uitsending. Vir my is dit die begin van die Paasfees, die fees van alle feeste. Jesus het gesterf en hy het opgestaan en die kerk waarvan ons deel is, het sy ontstaan gehad. Vandag is dit 6 dae voor die kruisiging en Jesus het sy triomfanklike intog in Jerusalem gemaak terwyl hy op 'n donkie gery het soos geprofeteer is in Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks, oor dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig en hy ry op 'n jong esel, die vul van 'n eselin. Hierdie profetiese woord het in vervulling gekom, soos wat ons lees dan in Lukas 19 vers 29 tot 40. En toe Jesus naby Betfage en Betania kom, by die Olyfberg, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselsvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit opgesit het nie. Maak hom los en bring hom, en as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle so vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. En terwyl hulle die verlos maak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die verlos? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus, en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe Jesus al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. Maar kyk net hoe reageer sommige van die kerkleiders van daardie tyd, Lukas 19 vanaf vers 39. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf u disippels. En Jesus antwoord en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe uitroep. Kan jy sien, ons het rede om Paasfees te vier. Ons vier Paasfees nie met hartseer en pyn en verdriet nie, maar met blydskap en verwagting. Hoekom? Want Matteus 21 vers 9 en die skare wat voor hom geloop en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Maar te midde van hierdie blye profetiese feesdag ween Jesus. Lukas 19 vanaf vers 41. En toe Jesus naby Jerusalem kom, was hy baie hartseer. En terwyl die trane oor sy wange loop, sê hy, Jerusalem, as jy net jou oë wil oopmaak en besef wie vandag na jou toe kom, dan sal God se vrede regtig hier aanbreek. Maar nou is jy stokblind. Daarom lê daar swaar tye vir jou voor, want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande hulle hier om die stad kom ingrawe. Hulle sal jou omsingel en hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter. Ja, hierdie hele stad sal met die grond gelyk gemaak word, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie. Ons as kinders van die Here weet alles. Ons het die hele woord van God wat ons vertel van die skepping en God se begeerte om naby ons te wees. Die woord leer ons ook aangaande die dinge wat aan die einde van tye gaan gebeur. Die tweede koms van Jesus, die groot verdrukking, die 1000 jaar vrede en die nuwe hemel en die nuwe aarde. Daarom, hierdie Paasfees is vir elkeen van ons die gunstige tyd waar God ons elkeen persoonlik besoek. Maak die beste daarvan. Begin jou vanaand alreeds voorberei. Elke dag luister na die oordeenkings en kyk wat het Jesus gedoen die laaste 5 dae voordat hy gekruisig is. Jy sal weet, Jesus het gesterwe aan die kruis vir jou, maar Jesus het ook opgestaan vir elkeen van ons om in oorwinning te kan leef tot in lengte van dae. Dankie Here, dankie vir hierdie Paasfees. Amen.